Dit was iets anders as waaraan ons gewoond was. Ons het gepraat oor Hagar. Ons is eintlik in die middel van 'n baie diep teologiese saak hier met die verbond. En ons gaan verder vanoggend met die verbond, want die Here gaan sekere dinge bevestig in Genesis 17. Maar dit is belangrik dat ons sal leer, en ek sê baie dikwels, ons doel is nie om klaar te kry nie, ons doel is om te leer. So ons gaan vanoggend net die eerste 8 verse lees en met u praat oor vers 1 tot en met vers 8. Genesis hoofstuk 17 vanaf vers 1 tot 8. Voordat ons egter verder gaan, u sit heel moontlik met 'n Bybel op die skoot of gereed om nou weg te spring met dit. Kom ons bid net eers saam. U kan net so bly sit vanoggend. Kom ons bid en vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord, dat hy hierdie dinge vir onsself sal verduidelik, dat ons dit regtig sal verstaan. Ons hemelse Vader, as ons die Bybel vanoggend oopmaak, is daar 'n bewussyn van die feit dat ons baie min verstaan. Ons is voor die grootheid van 'n God hier, wat vir ons illustreer deur die verhale en deur dit wat vir ons opgeskrywe is, hoe u met ons werk, hoe u met die mens werk. Daar is groot name wat ons kan gebruik. Daar is groot beskrywende redenasies waarmee ons besig kan raak. Maar aan die einde van die dag wil ons hier wegstap vanoggend en ons wil net weet, ek verstaan nou wat hierdie gedeelte beteken en ek weet hoe die Here wil hê ek moet leef. U is genadig om ons daarop op hierdie pad te lei en ons te leer. Stap vir stap wys u ons. Daarom wil ons nie probeer slim wees en mekaar imponeer met woorde van menslike wysheid en oorredingsvermoë nie. As u met ons praat, is dit vir ons genoeg. Daarom wil ons u lof toebring. Daarom wil ons saam met die psalmdigter sing tot eer van die Here. Sing 'n nuwe lied voor die Here, o ganse aarde. Ons wil u besing. Maar belangriker as ons lofsange, belangriker as ons eredienste hier, as ons hier wegstap, wil ons bid dat ons lewe sal wees 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Daarom is ons gebed, buig u neer na ons toe. Here, skeur die hemele, sal u op ons kom uitgiet, u seën. Ons het dit so nodig. Dankie vir u goedheid. Dankie vir genade. Amen. Genesis 17, ons lees net die eerste 8 verse, ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, dit klink so. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig. En God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot 'n nasie, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Hierdie hoofstuk wat voor ons lê, is soos baie ander plekke in die Bybel,
Daar's 'n woord in wat elke nou en dan voorkom. En as jy gaan kyk na herhalings, dan sê dit vir ons, dis iets belangrik. Dis heel moontlik die tema waaroor hierdie gedeelte gaan. 13 keer in ons Afrikaanse vertaling is die woord verbond in hierdie hoofstuk. Verbond, want dit gaan oor die verbond. God verander die naam van Abraham en stel die besnydenis in. Dis wat die vertalers bo in die gedeelte gesê het. Hierdie hoofstuk gaan oor die verbond wat die Here met Abraham gesluit het. Nou 'n verbond het ons al vir u gesê is 'n plegtige verbintenis deur middel van 'n eed of 'n ritus. Ons het verlede week gepraat, die week voor verlede week althans, oor hierdie gedagte van die diere wat gesny is en die verbond wat die Here met hom gesluit het. Dis hoe jy 'n formele verhouding vestig. En dit is hoe God nou met Abraham in 'n verhouding wil staan. Let op, God kom en hy sê, ek wil met jou 'n verbond sluit. Met God sal hierdie verbondsbetekenis dan hê die verskil tussen lewe en dood. En dis wat dit belangrik maak. Dis wat maak dat ons uiters aandagtig moet luister. Wat beteken hierdie verbond? Want dit kan die verskil maak tussen lewe en dood. Ons praat van die ewige lewe en die ewige dood. Hier sien ons die beginsels van wat bekend staan, en dis 'n woord wat nie in die Bybel staan nie, maar wat u al heel moontlik al gehoor het, die genadeverbond. Dis God se genadeverbond met die mens. En nou vra jy dalk maar, Genesis, is dit nie Ou Testament, dis mos ou dinge, wat het dit nou met my, dis 'n verbond met Abraham, wat het dit nou met my te doen? Dis mos nie relevant vir ons nie, maar die teendeel is waar. Ons verhouding met die Here, en die beginsels van hierdie verhouding met die Here, hier vind ons dit in die Abraham verbond. Ons vind die beginsels van die genadeverbond in die Abraham verbond. Hoekom sê ek so? Daar's mense wat 'n probleem vind met hoe kry jy die twee bymekaar? Hierso's 'n paar gedagtes. Dit was die siening van Maria, die moeder van die Here Jesus. Sy sing 'n lied nadat sy swanger is met die Here Jesus, is daar wat opgeteken is, en dit word in die Latyns genoem die Magnificat, die loflied van Maria. Sy sing dat die geboorte van Jesus 'n vervulling is van dit wat God aan Abraham beloof het. Hoor wat sê sy in Lukas 1 vers 54 en 55. Hy het sy knegt Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink. Soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham sy nageslag tot in, verskyn tog, Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het gesê, dit wat God aan Abraham beloof het, is ook vir sy geestelike nageslag, ook vir my, ook vir elkeen wat in hom sal glo, tot in ewigheid. Johannes die Doper se pa, Sagaria, in Lukas 1 vers 72 en 73, hy sê om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee. Waarvan praat hy? Die geskenk van die Messias, die geskenk van die verlosser, die geskenk van Jesus, want Sagaria se seun wat gebore sou word, Johannes die Doper, was die voorloper, die wegbereider vir die Messias. So van Genesis 17 af verder, word die kinders van God die nageslag van Abraham genoem, die geestelike nageslag van Abraham. Ons word aan Abraham hierdeur verbind, as jy dit so wil noem, aan hierdie verbond as het ware verbind, deur die gesamentlike geloof. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, so moet ons in die Here Jesus glo, en dit word ons tot geregtigheid gereken. Geloof in die Here Jesus maak die verskil, en dit maak ons deel van die verbond. Paulus maak dieselfde punt in Galasiërs 3 vers 29, en jy kom agter, daar is verskeie parallelle in die Nuwe Testament, tussen die Abrahamse verbond en die nuwe verbond. Dit maak dit die genadeverbond. Paulus grond die onsaligheid op die Abraham verbond. Hoor wat sê in Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte, verwys na die verbond, volgens die belofte, is julle ook erfgename. Hierdie is 'n belangrike hoofstuk. Ek wil vir julle sê, ek wil julle nie doodmaak nie. Ek kan probeer, maar ek gaan dit nie probeer nie, want hier's baie
teologiese waarhede in hierdie hoofstuk vir ons opgesluit. Ons moet verstaan wat aangaan in die gedeelte. Ons moet die beloftes verstaan wat die Here vir Abraham gemaak het, sodat ons kan sê, maar dis ook my beloftes. Hier leer ons, in hoofstuk 17 gaan ons leer wat dit beteken om in 'n verbondsverhouding met die Here te staan. Nou ek wil iets sê. Ek het dit nou nie in my notas geskryf nie, want dis prakties, maar ek wil hê jy moet dit verstaan. Ek is grootgemaak met die gedagte dat die verbond, en daarom wat ons daarmee saam noem verbondsteologie, nie 'n goeie ding is nie. Want mense word daardeur gesus en dan gaan hulle in die skaduwee van kerktorings verlore met hierdie teologie. So dis 'n bose teologie en dit was 'n negatiewe konnotasie in my hart tot jy daarby kom en jy begin dit bestudeer en jy besef maar wat sê die Bybel daaroor? Om mense groot te maak met die gedagte van wat beteken die verbond en wat is die verbondsbeloftes? En om met die kerk te praat as verbondskinders, ons is die verbondsvolk van God, dis ou term, ons praat nie eintlik meer so nie. Dis nie 'n negatiewe ding nie, dis 'n Bybelse ding, ons moet dit net reg verstaan. En my doel is om u te laat verstaan wat die Bybel ons daardeur leer, sodat ons kan verstaan hoekom ons glo wat ons glo. En hoekom ons van mening is, en onthou, ek sal die eerste een wees om te erken, niemand is volmaak nie. In my prediking, in ons teologie, in ons belydenisse, daar's altyd, as ons volmaak was, dan was ons God. Ons kan dit nooit wees nie. Maar so na as wat ons weet, ons kan kom aan die waarheid, is dit wat ons bely, en dit wat ons glo, en dit wat ons moet leer. Hierdie ou, gereformeerd is maar net die naam, die gereformeerde leer. Gereformeerd is maar eintlik verbondsteologie. Ons gaan vanoggend kyk na 3 hoofgedagtes. En dit gaan wees, wat beteken die verbond? En die 3 gedagtes gaan wees, in die eerste plek, jy word geroep tot 'n lewe van heiligheid. Tweedens, jy word geroep tot 'n lewe van geloof. En derdens, jy kry die beste geskenk denkbaar. Wat beteken dit om in 'n verbond te staan met die Here? En jy gaan agterkom, as jy aan 'n Christelike kerk behoort, as jy die belydenisskrifte wat ons het aanvaar en sê, dis wat ek glo, dan is jy deel van die verbondsvolk van God. Ek sê nie, dan is jy gered nie. Daar's 'n verskil. En ons gaan meer daarvan verstaan as ons verder gaan, miskien volgende week en soos die Here lei. Eerstens, wat beteken dit om in 'n verbond te staan? Jy word geroep tot 'n lewe van heiligheid. Hierdie hoofstuk begin waar God homself voorstel aan Abraham in sy soewereine majesteit met 'n bepaalde term. Nou ons weet in die films, in die ou films, wanneer 'n koning of wanneer 'n hooggeplaaste, 'n keiser of wat ook al, wanneer hy in 'n dorp of 'n stad aankom, dan het hy gewoonlik 'n ou voor hom wat hardloop met 'n boekrol en dan lees hierdie ou King Henry en dan noem hy al sy titels en alles wat aan hierdie ou toebehoort om sy majesteit, sy koninklikheid aan te kondig, sodat die ouens kan weet wie is hierdie ou wat nou hier aangekondig word, wat nou hier aankom. En dis hoe die Here as ware nou aankom by Abraham. Sonder trompette en 'n ou wat voorhardloop, stel God homself voor aan Abraham, vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, hier is die aankondiging. Ek is God, die Almagtige. En dis die Hebreëse naam El Shaddai. God kom by Abraham en hy sê, ek is El Shaddai. Hierdie woord, as jy 'n woordstudie gaan doen in die Hebreëus, soos wat dit gegee is, het 'n sterk konnotasie met die mag, die krag van God. As jy baie mooi gaan kyk, dan het dit iets te doen met die berge. En die ouens sê, dit is die krag van die berge wat daar na vore kom, want God is 'n God wat magtig en kragtig is, sy autoriteit is bo kan die, in die Hebreëse konteks, bo kan die berge sal wees, bo kan die skepping.
Ek is God wat bokant, wat magtiger is as die skepping. Nou as jy die big bad books is mos die dik boeke, nou as jy die dominee het altyd sulke dik boeke op sy rak. As jy nou die goeie boeke wil hê van die Hebreëse kenners, dan is daar manne wat dit uiteensit, is Keil en Delitzsch. Dis twee, ek dink hulle was Duitsers, maar Frans Delitzsch, die een wat 'n kenner is op die Hebreëse gebied, hy sê die volgende, ek wil net 'n aanhaling vir u lees. Hy sê, "The name El Shaddai belonged to the sphere of salvation and describes Jehovah, the covenant God, as possessing the power to realize His promises, even when the order of nature presented no prospect of their fulfillment, and the powers of nature were insufficient to secure it." Hoorie wat sê Frans Delitzsch? Hy sê, hierdie naam waarmee God hom aan Abraham kom voorstel, El Shaddai, beteken die God wat red, dit het 'n saligheidskonnotasie, maar dit gaan as die God wat groter is as selfs die natuur. Want julle sal onthou wat se kwessie, en ons gaan nog daaroor praat met die Here, ek het nie 'n kind nie, ek het nie 'n erfgenaam nie, en ek kan nie meer nie, my liggaam is verstorwe, my vrou se liggaam is verstorwe, hy is nou 99 jaar oud, maar God sê, ek het die mag om te doen wat ek beloof. Selfs al kan die natuur nie produseer nie, ek kan produseer. Hoekom? Want ek is El Shaddai. Nou as julle oplettend is, dan het julle agtergekom, dis die derde naam wat aan God gegee word in ons onlangse hoofstukke in die hantering van Genesis. Genesis 14 het ons hom leer ken as El Elyon, God die allerhoogste, die sovereign, die soewereine God. In Genesis 16 met Hagar het ons gepraat oor die God wat sien, El Roi. Hier is dit El Shaddai, want in Genesis 17 is die kwessie, God het beloof, maar dit kan nie meer gebeur nie. Dis net onmoontlik. Dis fisies, wetenskaplik, medies onmoontlik, maar tog het God beloof. En nou kom hy en hy sê, ek is El Shaddai. God die Almagtige wat kan doen wat ek beloof het. Hier's 'n saak. Die enigste ding wat vir die Here onmoontlik is om nie te doen wat hy beloof het nie. Dis onmoontlik. Verder is daar niks vir hom onmoontlik nie. In Romeine 4 gebruik Paulus, en hy verwys na ons teks, wanneer hy 'n klassieke illustrasie wil hê van regverdigmaking deur geloof alleen. Dis die teologiese saak waarmee hy besig is in Romeine 4, en dan verwys hy na ons vers in Romeine 4 vers 17, wanneer hy sê, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep, asof hulle bestaan. Dis hoe Paulus se woorde deur die Heilige Gees gedryf, neergeskryf is, wanneer hy verwys na ons teks. Hy sê, God kom na Abraham toe, en hy sê, Abraham, ek gaan doen wat ek beloof het, want ek is die God wat die onmoontlike doen, wat dinge kan roep tot stand, al is dit nie daar nie. Hy is El Shaddai, en daarom is sy verbondsbeloftes belangrik, het kan nie faal nie, daarom moet ons weet wat dit behels. Nou hierdie verbondsnaam van God word gekombineer met 'n uitdaging, dit lyk soos 'n opdrag in die Afrikaans, dit is eerder 'n uitdaging vir Abraham om heilig te leef, want hy sê in vers 1b, ek is God die Almagtige, en dan hierdie woorde in ons Afrikaanse vertaling, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Die Engelse vertalings, die meeste Engelse vertalings het hom walk before me, die ou King James sê, and be thou perfect. Dit beteken is 'n opdrag. Van die nuwer vertaling sal sê be blameless. Walk before me and be blameless. Maar ek wil hê jy moet op die volgorde let. Dis belangrik. God bevestig sy verbond in sy almagtige wese, ek is El Shaddai, dan roep hy Abraham tot heiligheid.
wandel voor my, wees opreg, sonder blaam, hoe jy dit ook al wil vertaal. As Abraham eers moes heilig wees, veronderstel God het gesê, Abraham, lewe eers opreg, dan sal ek met jou 'n verbond sluit. As dit die volgorde was, dan het ons 'n probleem gehad. Want dit sou beteken, ek moet iets doen om God se guns te wen. Ek moet goed genoeg wees om iets by God te kry. En dis baie mense se teologie, hoor, want ons moet reg lewe, anders gaan ons verloor. Ons moet reg lewe, en dis werke, dis meriete, dit is om gered te word deur jou goeie lewe. En dis wat die Bybel sê, dit werk nie so nie. Dis omgedraai. Dit was God wat alleen deur die diere gegaan het. Onthou jy met die verbond? Dit was 'n eensydige verbond. Met die betekenis God self waarborg ons regverdigmaking. Nou kom hy na Abraham toe en hy sê, Abraham, dis wie ek is. Ek wil hê jy moet opreg voor my wandel. Wat vir ons beteken die gevolg van hierdie verhouding, die gevolg van 'n wandel met God, die gevolg van 'n verbondsverhouding met God, is 'n lewe van geloof, of 'n lewe van heiligheid, wat jy dit ook al wil noem. Hier's twee woorde wat ons moet vinnig na kyk. Die eerste een is 'n wandel. Paulus se gunsteling woord, want hy praat, 'n wandel is altyd 'n soort leefstyl. Dis 'n wandel is nie 'n eenmalige daad nie. 'n Wandel is nie iets wat ek doen en dan is dit verby nie. 'n Wandel voor my beteken lewe op 'n sekere manier. Wandel is nie net Sondag wanneer ons by die kerk is nie. Wandel is Maandag by die werk wanneer dit 'n blou Maandag is. Saterdag wanneer jy ontspan en besig is met jou stokperdjie. Elke dag van die week. 'n Wandel is jou hele lewe. Die tweede woord is opreg. Wandel voor my, dan sal jy opreg wees. Verwysende na die soort leefstyl wat ons moet hê. En volgens die Hebreëse woord wat gebruik word, is dit die woord word gebruik vir iets wat heel is. So dis hoekom hy met 'n paar woorde vertaal word. In Josua 10 vers 13 word dit vertaal met 'n hele dag. In Eksodus 12 word dit vertaal met 'n dier sonder gebrek. So dis 'n dier wat geen letsel of litteken of iets aan het nie. Wanneer ons praat van opreg en jy praat van mense, dan sal dit wees, jy moet met integriteit lewe. As ek dit vir die kindertjies verduidelik, dan sê ek, dis om deurskynend te wees. Dit beteken, ek het nie bymotiewe nie. As ek vir jou iets sê, dit wat ek vir jou sê is wat ek bedoel. En as ek vir jou iets doen, dan doen ek dit uit die goedheid van my hart. Ek verwag nie iets terug nie. Daar's nie bymotiewe nie. Om opreg te wees beteken om deurskynend te wees. Dis wat my hart oopmaak. Dit is daai tipe van wandel voor God. En die idee is dat Abraham voor God moet leef soos 'n mens wat lojaal is aan God. Wandel voor my aangesig, lewe in lojaliteit aan my. Wat vra God van hom? Heilige gehoorsaamheid. Ons kan dit noem hartsgehoorsaamheid. Ons kan dit noem 'n toegewyde lewe. Die ou mense het gepraat van 'n pietistiese lewe. Het jy al daarvan gehoor? Pietisme. Dis heiligheid. Dis ou woorde wat ons nie meer gebruik nie. Dit gaan oor 'n innerlike gehoorsaamheid, 'n hartsgehoorsaamheid om te sê ek wil die Here gehoorsaam. Hoekom doen jy nie so? As my kinders vra, hoekom doen dan sê ons nie, nee, ons is Christene, ons mag dit nie doen nie. Nee, ons is Christene, ons word verbied om so en so te. Nee, hoekom doen jy dit nie? Ek wil dit nie doen nie. Maar hoekom nie? Want ek is in 'n verhouding met God. Daar is 'n verhouding. Hy is my redder. Hoe kan ek sy woord ongehoorsaam wees? Matthew Henry, die baie bekende, nou weer eens, hoe Engels verdra dit? Want Matthew Henry, ek dink hy is al dood hier in die 17de eeu. Dalk in die 18de eeu, ek is seker nie, maar hy is 'n baie ou kommentator. Maar hy sê, it is, hy praat van hierdie hartsgehoorsaamheid, om te wandel voor God se aangesig in opregtheid. It is to set God always before us, and to think, and speak, and act in everything as those that are always under his eyes. Om te lewe op 'n manier wat ek weet, ek is die heeltyd voor die oë van God. Hy sien alles wat ek doen. It is to have a constant regard to his word and our rule
and to his, as our rule, verkondig, as our rule, and to his glory as our end in all our actions, and to be continually in his fear. Dis 'n ou manier om te sê, om hom te vrees, en om so te lewe dat ek hom die hele tyd verheerlik, en dat my liefde vir hom sigbaar is. Dis waaroor dit gaan. 'n Ander gedagte wat gekoppel word aan hierdie wandel natuurlik is progressie, want jy kan nie wandel en stil staan nie. Wandel het te doen met, ek is ergens heen op pad. Daar is progressie. En as jy praat van 'n wandel voor my aangesig, 'n wandel van geloof, 'n wandel in heiligheid, dan is daar progressie. 'n Kind van God is altyd op pad iewers heen. En ek praat nie fisies altyd op pad iewers heen nie. 'n Kind van God is altyd besig om 'n doel na te jaag. Altyd besig met 'n hoop. Daar is 'n hoopvolle toekoms, want ons groei om iets te word wat ons nou nie is nie. Om te word soos Jesus, want ek kan nooit soos hy wees nie. Alexander Maclaren skryf en hy sê, this is nobility of life, to aim at the unattainable. Dan praat hy van om soos Jesus te wees. Om te mik daarna, om soos Jesus te wees. Hy sê, hoor jy gaan dit nie regkry nie. In hierdie lewe gaan jy dit nooit regkry nie, maar dis waaroor dit gaan. Jy mik die hele tyd daarvoor. Hy sê, to aim at the unattainable, but always be getting ever closer towards our aim. Paulus stel dit so, nou hier is 'n belangrike Bybelse konsep, want dit is heiligmaking, om te groei in 'n lewe van geloof, om te groei in gehoorsaamheid, om te groei, dit is die wandel, dit is altyd progressie. En Paulus se hele teologie was ook in sy lewe sigbaar, want hy was die eerste een om te sê, luister, ek is nie volmaak nie. Ek is die grootste van al die sondaars. As ek na myself kyk, daar's groot probleme. Maar dit beteken nie Paulus was die ou wat maar net aangegaan het en gepraat het soos 'n ongeredde en opgetree het soos 'n ongeredde en soos 'n nee, hy het heilig geleef. Hoekom? Hoor wat sê hy in Filippense 3 vers 12 tot 14. Dis Paulus se beskrywing van dit wat Alexander Maclaren nou net gesê het. Paulus sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Paulus was die eerste een om te sê, luister, ek is nie volmaak, ek is nie soos Jesus nie. En dan sê hy, maar ek jaag daarna. Of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dis Paulus se teologie. Luister, ek kan nie groei nie, ek kan nie soos Jesus wees nie, maar omdat hy my gegryp het, omdat hy my lewe verander het, nou is daar in my hart 'n liefde vir hom, en ek wil hom gehoorsaam, daarom groei ek gedurig om meer soos die Here Jesus te wees. Hy sê, broeders vers 13, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis, verstaan jy wat Alexander Maclaren gesê het, to aim to the unattainable. Jy kan dit nie, jy kan nie soos Jesus wees nie, maar ons moet daarna mik, ons moet daarna jaag. Dis die wandel wat God van ons vra. Nou jy mag dalk dink, dit klink nie vir my nou 'n baie geseënde lewe nie, nou, dit is ons het die idee dat Christendom is hierdie, hoe sê die jong mense, boring, tipe van, jy weet, jy kan niks geniet nie, en jy mag nie gaan nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Dis nie wat Christendom is nie. Dit klink moeisaam, dit klink na 'n vreeslike wettiese, lees net verder. Hy sê in vers 2, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Hier praat hy van, Abraham, ek gaan my verbond sluit met jou. Hier gaan hierdie verhouding wees, wandel voor my aangesig, wees opreg, dis wat ek van jou verwag. Ek gaan jou buitengewoon seën. Wat beteken? Ongeag die omstandighede, ongeag die dinge wat in die wêreld aangaan, ek sal sorg. Jou einde gaan baie geseënd wees. Nou dis nie soos Hollywood nie, né? Hollywood vat veral jong meisietjies, en as Hollywood hulle gebruik het, moet ek eerder sê misbruik het, en hulle word sieklik, dwelmverslaafde, drankverslaafde, verniel, oud, lyk nie meer so mooi nie. Wat doen Hollywood met hulle? Gooi hulle weg. Dis wat die wêreld doen.
Dis wat sonde en die meester van sonde doen. Hy sal jou misbruik en dan weggooi. God sê egter, wandel voor my aangesig. Leef 'n lewe van heiligheid. Ek sal jou seën. Ek sal jou vermeerder. Die pad na geestelike rykdom en oorvloedige seën is gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Nou wees versigtig. Ek is nie besig om te sê jy gaan altyd ryk wees nie, jy gaan altyd gesond wees nie, jy weet die voorspoed leer ouens. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek wel doen is om dieselfde te sê as Psalm 1 en ons almal ken die gedagte van Psalm 1. Hy sal wees, hierdie ou wat die woord van God oordink en wat bepeins wat die Here van hom sê, selfs in die nagte. Wat sê die Here en hy wil daarvolgens lewe. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome. Dan sê hy, selfs wanneer die droogte kom, sy blad is altyd groen. Hy dra altyd vrug. Hoekom? Want die seën van die Here is oorvloedig in so 'n lewe. Dis die tipe ouens wat jy nie kan platslaan nie. Dis die tipe ouens wat jy nooit, die duiwel kan hom nie onderkry nie, want ongeag sy omstandighede, soos Job, platgeslaan deur al hierdie dinge, maar hy sê, al sou hy my slaan, nogtans sal ek op hom hoop. Want dis God wat ek wil dien. Dis hom wat ek liefhet. Dan is daar natuurlik die wete, die uiteinde, ons strewe na heiligheid, ons strewe na volmaaktheid, om soos Jesus te wees. Dit gaan wel gebeur. Ek het vir u gesê, in hierdie lewe gaan dit nie gebeur nie, maar daar gaan 'n dag kom, wanneer ons met die opstanding, soos hy gaan wees. 1 Johannes 3 vers 2 en 3, geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Hy praat van hierdie wandel in reinheid, wandel in heiligheid. As jy hierdie hoop het, dat jy eendag soos Jesus gaan wees, dan probeer jy dit nou al in hierdie lewe, om soos Jesus te wees. Dit sal gebeur. Dis waarna ek die meeste uitsien in die hemel. Mense sê hulle sien uit na die, jy weet, strate van goud en al die lekker dinge, nooit weer trane nie. Ek sien die meeste uit daarna om sonder sonde te wees. Kan jy jou indink? Geen versoekings meer nie. Dit is nooit meer daarin van, hoekom het ek dit gesê? Of jy kom net, wat gaan nou hier in my kop aan? Hoekom het ek dit eers gedink? Dis die dinge wat ons nederig moet maak en moet sê, ek is nog nie soos Jesus. Ek is te groot in myself. Nou in hierdie gesprek, in hierdie God, Jesus verskyn aan Abraham, Abraham wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Al hierdie, in hierdie gesprek, weet jy wat is Abraham se reaksie? Vers 3, die A gedeelte. Toe val Abraham op sy aangesig. Daar's geen ander reaksie wat die regte reaksie is. Hoe kan jy bly staan? Toe val Abraham op sy aangesig. So hierdie roeping tot heiligmaking is nie net 'n roeping om anders te lewe en om anders te wees. En dis nie 'n wettiese ding nie. Jy kom nou agter, dis 'n dankbaarheidslewe, né? Dis om dankbaar te wees voor die Here. Maar dit is 'n oproep tot lofprysing en aanbidding. Om in verbond met God te wees is 'n roeping tot 'n heilige lewe. Ware heiligheid, nie uiterlik nie. Ons is geneig om te dink dis uiterlik. Jy weet, jy moet so lyk en so moet jy aantrek en so, dit gaan oor jou hart. Ja, as jou hart reg is, gaan jy uiterlik verander, maar dit gaan oor jou hart. Wandel voor my aangesig, wees opreg, lewe in hierdie wandel van opregtheid, soek in heiligheid. Abraham val op sy aangesig, aanbidding. Tweedens, wat beteken dit om in 'n verbond met God te wees? Jy word geroep tot 'n lewe van geloof. 'n Roeping om in geloof ook te groei. Want geloof in die Here Jesus bring vir jou regverdigmaking. Maar nou moet jy in die geloof groei. Abraham het vroeër al reeds in die Here geglo, Genesis 15 vers 6. Hy het in die Here geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar nou wil die Here Abraham se geloof toets. Hy wil nou sy geloof laat groei. Hoor wat lees ons in vers 1 en dan vers 3. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, en dan hierdie woorde in vers 3. Toe val Abraham op sy aangesig. Nou ek wil hê jy moet dink aan die tyd eerstens. Die tydsaspek. Toe Abraham 99 jaar oud was. In die vorige hoofstuk, onthou julle met Hagar en Ismael? Hoe oud was Abraham? 86. Nou is hy 99. 13 jaar. 13 jaar van wag en wag en wag. Weet jy hoe lank is 13 jaar?
13 jaar. Hoekom? Dieselfde rede waarom ons soms moet wag. En dis vir ons ook 'n moeilike ding, om te wag, en om te wag, en om te wag. Weet jy wat? Dis die belangrikste ding van ons lewe, van geloof. Ons dink, ons omstandighede is belangrik. Wat ek beleef, hierdie dinge wat my pla, of die goed wat ek dalk wil hê, dis belangrik. As dit reg is, dan weet ek, my geloof is reg. Die Here sê, nee. Daar's iets belangriker as jou omstandighede. Dis jou geloof. Om soos Abraham, al is die omstandighede nog nie reg nie, steeds te weet, die Here sal dit doen. Hoekom? Want hy's El Shaddai. Op sy tyd. Die primêre manier waarop God ons geloof laat groei, waarop God ons geloof laat toeneem, is om te wag. Dis baie moeilik. Dis moeilik veral vir ons generasie. Want ons is gewoond aan kits. Dit alles is kits. Alles is vinnig. Hoe vinniger hoe beter. Ek wil nie wag nie. Vinniger kan wees nog beter. Soos een van die ouens gesê het, ek hoop die instruksies vir, jy weet, geestelike dinge is mikrogolfoondvriendelik, want ek hou nie af van om te wag nie. Ons het mikrogolfoonde, ons kan dit vinnig gaar maak, ons kan dit vinnig reg kry. Dis nie die lewe van geloof nie. Hy wat glo, sal nooit haastig wees nie. Abraham se probleme het gekom met hierdie toets in hoofstuk 16, want hy het na sy vrou geluister, sy het 'n plan gehad. Hoor jy Abraham, hierdie ding gaan nou nie werk nie. Kom ons maak 'n ander plan. Hier's Hagar. En dit het sleg uitgedraai. Ons het daaroor gepraat. Nou verwys Paulus terug na ons teks in Romeine 4. Ek wil dit vinnig lees net weer. Vers 19 en verder in Romeine 4 sê, en sonder om te verswak in die geloof het hy, Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, so dit sê hy praat van die teks waar ons nou is, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk. So sy geloof was vas, maar hy het sy geloof nog sterker geword. Hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Sou Abraham hier kom en hy kyk na die feite. Hy kyk, kom ons sit die harde feite op die tafel. Ek moet 'n nageslag kry. Ek moet 'n vader van nasies word. En hy kyk na mediese feite, fisiese feite, dit wat hy weet. Dan sou hy dink, nope, dit gaan nie gebeur nie. Sara, nope, dit gaan nog minder gebeur. Dit gaan nie gebeur nie. Feite het vir hom gesê, dit gaan nie gebeur nie. Maar hy het nie daarop gelet nie, né? Want God sê egter vir hom, ek is God die Almagtige. Ek is El Shaddai. En Abraham sê, dis genoeg bewys vir my. Maar Abraham, die medies, hiersoos die toetse is gedoen, of jy weet, die dokter het gesê, wat ook, Abraham sê, El Shaddai is my waarborg. Hy het beloof, dit sal gebeur. Dis wat die Bybel sê. Hy het hom nie gesteer aan dit wat wetenskap, wat sy oë, of wat, hy het gesê, God het gesê, dis genoeg grond vir my, om te glo. Dink saam met my oor die dinge waaroor ons baie dikwels bid. Ons bid vir goeie dinge. Wel, ek hoop u bid vir goeie dinge. Maar dikwels gebeur dit nie. Dikwels wag ons, en ons wag, en ons wag. Laat die grond van jou geloof, en die geloof sal wees dat jy aanhou bid. Laat die grondslag, die basis van daai geloof wees. Laat die basis van jou wagtyd, laat die basis, die grondslag van jou hoop, en dan in die tussentyd van jou gehoorsaamheid, laat dit op God wees. Nie die omstandighede nie. God die Almagtige. Ongeag wat gebeur op sigbare terrein, laat jou grond wees, God wat sê, sy beloftes kan nie faal nie, sy plan kan nie faal nie. Ons planne val uit mekaar uit. Onthou, ons kry nie altyd wat ons wil hê nie.
God kry altyd wat hy wil hê. En hy het gesê hy sal beloof om te doen wat ons vra. As ons dit vra volgens sy wil. Laat die grond van jou beloftes, die grond van jou gehoorsaamheid, die grond van jou hoop wees. El Shaddai, die God wat nooit kan faal nie. Verder lees ons in vers 3 en 4. En God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. So nou gaan die Here nie net Abraham se geloof toets nie, hy gaan nou sy geloof 'n bietjie laat groei. Want Abraham was al klaar die champion van die gelowiges. Hy is die vader van die gelowiges. God sê, ek wil jou geloof nog laat groei. So jy kom nooit op jy maak nooit klaar met matriek nie. Jy kry nooit, okay, nou het ek gematrikuleer of nou het ek my graad gekry, nou is ek klaar met studies nie. Jy gaan aanhou in hierdie geloofskool, gaan jy aanhou en aanhou tot die dag dat jy sterwe. So nou gaan die Here dit koester, dit uitbrei. So die belofte groei. Het jy opgelet? Vroeger het die Here vir hom gesê jy gaan 'n groot nageslag wees. Nou sê hy vir hom, jy sal nasies sal uit jou voortkom. Vers 6. Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Hier kom 'n uitbreiding op die belofte. Dis nie net 'n groot nageslag nie, nasies en konings. So Abraham sal 'n vreemdeling, 'n reisiger bly, maar sy nageslag, het die Here vir hom ons gesê in hoofstuk 16, hulle sal swaar kry 400 jaar lank, dan gaan hulle terugkom en hulle gaan regeer in die land. As konings gaan hulle regeer in die land. Hierdie belofte word waar in Dawid, want God het gesê konings sal uit jou lendene voortkom. Dit word waar in Dawid, God se man, God se koning, 1000 jaar na Abraham en 1000 jaar na Dawid, raai wat? Die hoofletter. Koning wat dan kom. Luister na Jesus se geslagsregister in Matteus 1 vers 1. As jy die Nuwe Testament begin lees, dan klink dit so. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Die seun van Abraham. Prys die Here. Hy het gesê, dis wat gaan gebeur en dit is soos wat dit gebeur het. Hierdie is natuurlik die eerste profesie dat Jesus die koning van die konings sal wees. Soos wat Openbaring 19 vers 16 sê. Abraham se belofte word nou uitgebrei. En nou moet sy geloof groei om by te hou, want as die beloftes uitgebrei word, moet jy groter geloof hê om dit te glo en Abraham word gehelp. Hoor hoe help die Here Abraham? En hier gaan dit nou vreemd klink, maar ek wil hê jy moet saam met my volg net die redenasie. Die Here help Abraham deur sy naam te verander. Hoe help die Here Abraham? Vers 5. Daarop sal hulle jou nie meer in die lig van hierdie belofte wat nou uitgebrei is, né? Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. So nou moet Abraham se geloof publiek toegeëien word. God kan sy naam verander want hy is soewerein. Hy kan doen wat hy wil. En hy sê vir Abraham, ek wil hê jou naam moet van nou af wees Abraham. Wat God nou hier doen is om Abraham te laat fokus op God. Hy moet nie nou kyk na omstandighede nie. Hy moet nie kyk na die belofte nie. Hy moet kyk na God, want hy is die enigste een wat dit kan waarmaak. En dit moet wees in die woorde van Paulus se loflied in Efesiërs 3 vers 20, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Nou hoekom sê ek so? Abram, miskien het party van die gedink ek spel verkeerd, of die Bybel is dalk partykeer net nie dieselfde, want dit is mos party name verskil van plek tot plek, maar hier is dit nie. Abram was sy naam, maar Abraham is sy nuwe naam. Abram beteken verhewe vader of vader van baie. Abraham beteken vader van menigte. Dis 'n uitbreiding, dis 'n groter, 'n meer uitgebreide naam. Nou weer eens, Abraham was op 'n baie goeie strategiese plek, veral vir 'n Jood wat 'n besigheid gehad het, dink ek was dit op 'n goeie plek, want hy was op die hoofroete tussen Egipte in die suide en Mesopotamië in die ooste. Alhoewel Mesopotamië in die ooste was, moes jy van noord af, jy moes om die gebergtes en die goed en dan deur die beloofde land. Dis die hoofroete na
Egipte, waar Abraham op hierdie stadium woon, in sy tente. In sy tente was strategies gelees, amper soos 'n Ultra City. Die ouens het daar gestop en hulle kamele water gegee en hulle het in die Midde-Ooste, dis hoe dit werk. Jy kom by 'n man, ontmoet hom, dis die man, hier is die man, hy is die patriarg hierso. Wie is jy? Ek is Abraham. Abraham beteken die vader van nasies. Waar is jou kinders? Ja, daar is een. En hy weet, dis nie die regte een nie, hy is daar, daarom. Sy naam is Ismael. Een kind, en jou naam is Abraham? Die dinge werk nie lekker nie. Hoe lank is jy al in die land? En dis die vraag wat die ouens gevra het. Nou Donald Greibane skryf lekker oor hierdie gedeelte en dan sê hy iets soos die mense het baie grappies moes maak oor Abraham. Hulle moes sekerlik spot. Sê hoor, weet hy wat beteken Abraham? Vader van menigte, hy het net een kind. Weet hy wat beteken Abraham? Nou vriende, hy kry Hagar, ja, maar dis nie God se plan nie. 13 jaar gaan verby, die engel van die Here kom weer, en sy slawe, sy diensknegte het geweet, hier is dit nou. Hier is dit nou. As die engel van die Here kom, gebeur dinge. En hulle sien hoe Abraham neerbuig, hulle luister, heel moontlik weet wat gaan, en toe die engel van die Here weg is, wat het gebeur? Hy het my naam verander, my naam is nou Abraham. Hoe maak dit sin? Hoe maak dit enigsins sin? Miskien moes jou naam nou die Hebreëse naam vir vader van een is Abekad. Miskien het jy dit dalk verkeerd gehoor nie. Miskien moes jou naam Abekad gewees het, vader van een, maar vader van nasies, vader van 'n menigte. Die punt wat ek maak, vriende, is dis presies wat geloof is. Geloof is om dit wat vir mense dalk belaglik lyk, om dit wat selfs deur die wetenskap of wat ook al as belaglik afgemaak word, te besef, dis nie belaglik vir God nie. Vanoggend met die kinders gepraat in die sonnaskool, praat ons oor God, die Vader van die skepping, Vader wat hemel en aarde gemaak het. En ons sê vir mekaar, want die slim wetenskaplike ouens sal vandag vir jou sê, niks het ontplof en toe gebeur dit wat ons vandag sien oor miljoene jare. En dan dink hulle ons is belaglik as ons sê, God het alles gemaak. Uit niks het hy alles geskep. Dit wat belaglik dalk mag lyk, geloof sê, dis nie belaglik nie. Ons glo. Die Bybel is waar. Leanne het gesê, hoekom glo ons dit? Want die Bybel sê so. Dis hoekom ons dit glo. Die Bybel sê so. Nou dink saam met my vriende, die dag wanneer jy jou geloof in die Here plaas vir jou regverdigmaking, daai dag word jou naam verander. Van daai dag af is jy kind van God. In die ware sin van die woord Christen. In die ware sin van die woord gelowige. Terme wat ons baie maklik vandag rondgooi, maar in die ware sin van die woord Christen. En jou familie en jou werkskollegas en mense wat jou ken sal dalk sê, Christen, ek weet hoe hy praat, ek weet hoe hy lewe. Jou naam verander die dag wanneer God jou red, wanneer jy jouself in geloof aan die Here toewy. En dikwels beleef ons beproewings, wanneer jy dink, nou lewe ek nie soos 'n Christen, ek dink nie soos 'n Christen nie, ek tree dalk nie op soos 'n Christen nie, maak reg, wandel voor die Here in opregtheid. Die Bybel sê ons is in Christus geregverdig, in hom geheilig, in hom aangeneem, in hom word ons verheerlik as erfgename. En jy kan nie hierdie goed geheimsinnig hou nie. Jy kan nie sê, wel ek is nou Christen, maar ek wil net nie hê my familie moet uitvind, of ek wil nie hê mense by die werk moet uitvind nie. Dis nie hoe dit werk nie. Soos Abraham se naam verander, moet jy in geloof uitgaan en sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n navolger van Jesus Christus. Ek eien dit toe, en ek lewe daar volgens. En as mense sê, maar, hoekom doen jy so? Jy sê, maar, vergewe my, ek moet regmaak, dan gaan ek dit nie meer doen nie. Dan sal ek dit nie meer doen nie. As dit vir jou tot struikelblok is, sal ek verander, want ek wil die Here eer. Ek wil hom gehoorsaam. 'n Verbond beteken jy word geroep tot 'n lewe van geloof, en jy eien dit toe, en jy sê, dis wat ek doen. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis geloof. Maar die derde plek, en ek moet my haas, jy kry die beste geskenk denkbaar. Wat beteken dit om in 'n verbond met die Here te staan?
jy kry die grootste geskenk ooit. Wat is dit? God gee homself aan jou, aan diegene met wie hy 'n verbond aangaan. God het homself reeds aan Abraham gegee. Genesis 15 vers 1 het ons gelees. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê: "Vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skuld en jou loon is baie groot." Onthou toe ons daaroor gepraat het, God het vir hom gesê: "Ek is jou God en jou skuld, ek is jou skuld, ek sal jou beskerm en jou loon, ek is jou loon is baie groot." Maar nou, in die lig van God se verbond, stel hy dit nog duideliker. Hy sê vir Abraham: "Ek is jou God." Kyk eers vir my na vers 8. Ek weet ons moet nou by vers 7, maar kyk eers na vers 8. "En ek sal aan jou." Ek wil hê jy moet mooi oplet, want ek gaan nou klem lê, hier's 'n belangrike saak wat dalk ons teologie so 'n bietjie gaan wysig. "Ek sal aan jou en aan jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee. Die hele land Kanaan as 'n ewige besitting. En ek sal vir hulle 'n God wees." Vers 8. Lyk presies net soos die belofte in 12 vers 7. "Aan jou nageslag," het God gesê, "sal ek hierdie land gee." Onthou nou, die Here het in Genesis 15 vers 15 vir Abraham gesê: "Abraham, jy gaan sterf. Jy sal in goeie ouderdom sterf en jy sal heen gaan." So sy nageslag, sê God, gaan verdruk word. 400 jaar later sal hulle terugkom. En nou is dit belangrik om te let op die volgorde. Die Here het nie die volgorde verkeerd gehad of selfs nie lekker reg verstaan nie. Hy sê onomwonde: "Ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee." En die vraag is, hoe gaan dit gebeur? Abraham was 'n vreemdeling. Hy het in tente gebly tot die dag wat hy gesterf het. Hy het nooit eers 'n voetbreedte van daai land fisies besit nie. En God het gesê: "Ek gee dit vir jou en vir jou nageslag." En dan sê hy: "Jy en jou nageslag sal in hierdie land woon." Hoe gaan dit gebeur? Abraham het dit verstaan. En hy gaan dit vir die bewys. Ons moet dit verstaan. Die enigste manier waarop dit kan gebeur, waarom dit kon moontlik plaasvind, dat hy en sy nageslag, en nou praat hy van sy geestelike nageslag, in die land sal woon, is as dit is na sy dood. Maak dit sin? So met ander woorde, dit bevestig wat die Bybel herhaaldelik na verwys as die belofte van 'n opstanding. Die lewe is nie verby as jy doodgaan nie. Ons lewe dikwels asof dit, jy weet, alles is hier en nou. Nou moet die Here my seën en nou moet ek ryk wees en nou moet ek dit en nou moet ek dat. Nee, hierdie lewe is maar net 'n klein deeltjie. Die eintlike is hierna. In Hebreërs 11 vers 10 sê hy van Abraham: "Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is." Wat stad is dit? Dis die nuwe Jerusalem. Dis die stad waarvan ons lees in Openbaring 22. Dis die stad van God. Dis die stad waarna John Bunyan verwys het as die Holy City, die een waar Immanuel self woon. Dis die ewige Jerusalem, die nuwe Jerusalem. Dis nie Jerusalem in Palestina nie, hoor. Hebreërs 11 vers 13 tot 14 bevestig: "In die geloof het hulle," en dan praat hy van selfs sy nageslag, dis nou Isak en Jakob, "in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek." Die Nuwe Testament bevestig, dit is wat God bepaal het vir sy kinders, vir die gelowiges. Ek praat van die kinders van die Here. Jesus het by geleentheid met die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding nie. Hy het met hulle op 'n stadium gerede twis. Matteus 22 vers 32. Hy sê vir hom: "Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob." God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Abraham leef. Ons kan hom nie sien nie, hy is nie meer op aarde nie, maar Abraham leef. Daar is die hoop van 'n opstanding. Dis die hoop vir elke kind van God. Petrus gee dieselfde belofte in 1 Petrus 1 vers 4.
sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Wat 'n belofte is dit nie, vriende? Wat 'n belofte is dit nie vir elkeen wat in die Here glo nie? Maar weet jy, tog is dit nie die beste nie. Dis nie die beste nie. As jy praat van die hemel, en die Bybel sê genoeg oor die hemel dat ons opgewonde kan raak. Glo vir my, dis goeie goed wat ons lees van die hemel. Dis nie die beste nie. Die beste is God. Hoor wat beloof hy met 'n eed, vers 7. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Luister mooi. Om vir jou persoonlik, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. God gee homself. Donald MacLeod, ook 'n ou teoloog, hy het gesê, what was God saying to Abraham? He says, I will be your God. What does that mean? He was saying, I will be for you. I will exercise my godness on your behalf. I will be committed to you. As God sê, ek is jou God, dan gee hy homself. Dis die grootste geskenk ooit. Nie die hemel nie, nie eers die goudstrate en wonderlike goed van die hemel. Dis hy self, dis wat hemel gaan maak. Hy sal daar wees, hy gaan regeer. Daar's geen groter belofte as dit in die Bybel nie. Daar's nêrens, luister vriende, my woorde is gewigtig. Ek is altyd bang as jy sê van nooit of nêrens. Daar's nêrens 'n groter belofte in die Bybel as dit nie. 'n Groter belofte dat God sê, ek sal jou God wees. Groter as dit gaan jy nêrens kry. Bring vir my asseblief. Bewys my verkeerd. Daar is nie. Hierdie woorde van die Abrahamse verbond sal nooit oortref word nie. God vervul hierdie verbond in die geskenk wat hy vir ons gee van Jesus Christus. Sy seun se inkarnasie, wat net 'n groot woord is van toe Jesus mens geword het. En dis wat ons Kersfees aan moet dink. Jesus het mens geword. Jesaja voorspel dit, Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Wat beteken Immanuel? God met ons. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek wil vir my verstout volgens om te sê, vriende, dis nie net die apostels wat Jesus gesien het nie. As jy in geloof die Here Jesus volg, as jy met hom wandel, as jy hom ken, as jy in 'n verbondsverhouding met die Here Jesus leef, dan het jy hom gesien. In die evangelies, jy het hom leer ken in die woord, in die Bybel. Genesis 17 vers 17 is ook een van die grootste verse in gereformeerde teologie. Want gereformeerde teologie impliseer, God maak hierdie belofte, hierdie verbond met kinders van God en hulle kinders. Nêrens in die Bybel word die kinders losgemaak van die gesin nie. Toe Josua gesê het, ek en my huis sal die Here dien. Toe die manne in die Nuwe Testament, oral waar jy gaan, as jy sê, hy is gered en hy is toe nog gedoop, hy elke keer in hierdie verbondsbelofte saam met sy kinders. God sê in Genesis 17 vers 7, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Nou, ons gaan nog meer daaroor praat volgende week veral. En ek wil maar net sê, hoekom ons glo wat ons glo, hoekom ons doen wat ons doen. Dit beteken nie, verstaan my reg, kinders van die Here is outomaties kinders van die Here nie. Dis nie wat die Bybel nêrens sê nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Romeine 9 vers 8 sê, dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken, daar is die saak. Kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Wat dit wel sê, kinders van Abraham
geestelike nageslag van Abraham, dis kinders van God, sal lede wees van die verbond. En daarom sal kinders van hierdie kinders lede wees van die kerk. Hulle is deel van God se verbondsvolk. Hulle is deel van die verbond want hulle geniet die voorregte van die verbond, wat natuurlik groter verantwoordelikheid bring om gehoorsaam te wees aan die verbondsverpligtinge. En wat ook beteken daar gaan 'n groter oordeel wees as hulle wegdraai, wat die ou predikante genoem het die verbondsvloek of die verbondswraak. Vreeslike woorde, ons gaan dalk volgende week meer daaroor praat. Uiteraard sal ons volgende week kyk na die meer praktiese implikasies, want ons gaan verder met die verbond, maar ek moet afsluit. Wat beteken 'n verbond? Wat beteken dit as ek vanoggend sê, God het 'n verbond met ons? En as u die woord teekom, moenie bang wees nie. Verstaan dit net reg. Dit beteken in eerste plek, en ek is net by ons teks, in eerste plek 'n wandel voor God in heiligheid. 'n Oproep tot 'n lewe van geloof, 'n geloof wat groei, en dan ook God beloof om jou God te wees. Mense vra dikwels, maar wat wil God van my hê? Die jong mense, wat wil die Here van my hê? Jy weet, wat wil die Here van my hê? Hy wil nie iets van jou hê nie. Hy wil jou hê. Dis hoekom hy sê, gee my jou hart. Dis jou alles. Jou liefde, jou wil, jou begeertes. Gee my jouself. Hy wil nie iets van jou hê nie. En dan is daar sekerlik mense wat vra, maar wat bied dit my? Wat bied die Here my? Jy weet, ons praat mos nou. Hy bied homself. Hy gee homself. Hy gaan nie geskenke gee nie. Hy gaan jou nie ryk maak en jou gesond maak net omdat hy hierdie hemelse Kersvader is wat hy gee net goeie goed, ja. Maar hy gee homself. As hy homself gee, dan gaan hy met jou werk om jou geloof te laat groei, om jou te lei, om jou te beskerm. Dit gaan nie oor die geskenke nie, dit gaan oor die gewer. Ek sluit af net vinnig met 'n illustrasie van, ek glo C.S. Lewis het nogal redelike teologie geken en verstaan. Hy skryf verhale. Die baie bekende Chronicles of Narnia is 'n boekereeks wat C.S. Lewis geskryf het. En ek het al daarna verwys vroeër. Aslan, die leeu, is die beeld, dis 'n beeld van die Here Jesus self. Hy verteenwoordig die Here Jesus in hierdie verhale. En daar's kosbare lesse vir die kinders om te leer. Maar in een van hierdie boeke, The Silver Chair, word vertel van die avontuurlustige dogtertjie Jill, wat sy verdwaal. Nou, dis net vir kinders wat in hierdie misterieuse land kan ingaan, land Narnia, en dan is daar allerlei dinge wat gebeur, lesse wat daardeur geleer word. Maar sy verdwaal en sy raak dors en sy kom by 'n stroom, en by die stroom loop sy vir Aslan raak. En Aslan die leeu sê, as jy dors is, kan jy kom drink. Sy sê, sy is baie bang. Sy sê, as ek kom, sal jy beloof om niks aan my te doen nie? Aslan sê, ek beloof niks. Sy sê, eet jy dogtertjies? Aslan sê, ek het al seuns en dogters, mans en vroue, konings en keisers, selfs stede en koninkryke ingesluk. Jill, die dogtertjie, skrik en sy deins terug. En sy sê, dan sal ek dit nie waag om hier te drink nie. Aslan sê toe vir haar, wel, dan gaan jy beslis sterf van die dors. Sy sê, o wêreld, dan sal ek na 'n ander stroom moet gaan soek. Waarop Aslan antwoord, daar is geen ander stroom nie. Wat C.S. Lewis besig is om te doen, is om vir ons te sê, God, Jesus, is nie 'n God wat ons op touwtjies kan vasmaak soos 'n marionet, jy weet, pop en hom beheer soos wat ons wil en met hom maak soos wat ons dink. Hy's God, hy's El Shaddai. En as jy sê, maar ek gaan eerder iets anders soek, dan gaan jy verseker sterf. Net hy kan jou red. Maar jy moet hom vertrou. Ek het al vir u gesê wat ons vir die kinders leer, né? Geloof is kennis en vertroue. Ken hom, vertrou hom. As jy hom ken, vertrou hom, jy volg hom, jy gehoorsaam hom, dan loop jy 'n lewe van geloof.
dan kan jy sê, ek het 'n verbond met God. Hy is my verbondsgod. Mag die Here ons help om dit reg te verstaan. Amen. Kom ons bid. Here, u woord is vir ons weer eens 'n skerp swaard wat in ons binneste ingesteek word, dit openbaar die diepste oorlegginge en die gedagtes van ons hart. Dankie dat u ons leer aangaande 'n belangrike aspek in die Bybel, en ek weet, nie almal sien dit dalk dieselfde nie. As ons egter deur Genesis lees en ons kom hier by die gedeeltes en ons verstaan wat bedoel word met ek is jou God, ek gaan hierdie verbond oprig, dan wil ons dit verstaan in die lig van die ganse Bybel, sonder om te kies wat wil ons glo en wat wil ons los. Ons wil dit reg verstaan. Ons wil in daardie waarheid wandel en lewe. Sal u ons help? Sal u ons genade gee om te verstaan wat behels hierdie verbond? Ons praat daaroor, ons verwys daarna soms, ons geniet die voorregte daarvan. Help ons om dit vir onsself te neem en dit publiek ook te maak, sodat ons voor u opreg kan wandel, heilig kan wees, tot eer van u naam. Amen.